Ja, ons gaan kyk na Exodus 12, maar ons gaan by 2 verse stil staan. Soos ek sê, in Exodus 12 gee God die detail wat hulle moet gebruik die nag toe hy die Egiptenare se eerstgeborenes getref het deur die verderwer wat hy gestuur het om die Egiptenaars te tref, want as dit daar nekkige Farao, hy wil nie hulle moet gaan nie, so dan tref God hulle met 10 plaag, en in die nag van die laaste plaag moet hulle dan, waar die eerstgeborenes voor die eerstgeborenes getref word, moet hulle seker maak, hulle voorkoste is gemerk met bloed. Spesifiek hoe dit gemerk moet word, as ek sê, hulle kan net bloed smeer net waar jy wil nie, dit moet op die voordrempel en die kante spesifiek gemerk word. As jy wil hê die verderwer mas pass over, moet verby gaan. So die pass over, gaan verby en maar ons sê nie Afrikaans gaan verby, ons praat van pass over of die pasga. So sal julle gered word en julle dan gereed wees om uit te gaan, die haastig uit te gaan, om gereed te maak om uit te gaan. So kom ons kyk Exodus 12, ek wil net 2 verse na fokus. Exodus 12, dit is ook 'n redelike lang hoofstuk. Hy sê, in die tyd, wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daardie selfde dag, dis die dag wat hulle uitgetrek het al die leerskare van die Here uit Egipte land uitgetrek. Nou, ons het laas keer gesê, dit praat van 600.000 mans alleen. So saam met hulle kinders van hulle waarskynlik hier by 3-4 miljoen mense gewees wat uitgetrek het uit die slawerny uit. Maar hier kom die fokus en dit is op die nagmaal en dit is 'n nag om plegtig onderhou te word. So die Jode het plegtig hierdie Pasga gehou elke dag van die maand waarop dit gehou word tot eer van die Here. Het gaan alles oor die eer van die Here. Gaan nie oor hulle nie, gaan nie oor hulle verlossing nie. Dit gaan oor die eer van to the glory of God. Nothing is done according to scripture that is not to the glory of God. Die 5de sola verheer, sola Dio, soli Dio gloria, tot die heerlikheid van God. Tot eer, omdat hulle uit Egipte land uitgelei het, vir sy heerlikheid. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van al hulle geslagte. Dis 'n opdrag. Dit is nie, julle kan dit maar hou as julle lus is om die Pasga te hou nie, of julle kan dit enige dag doen nie. Dis spesifiek, this night you were redeemed. This night you were set free. This night you must, dit is 'n heilige fees. Dis kom ons praat van 'n heilige fees. Dis 'n heilige fees wat God ingestel het. Maar ons moet nooit vergeet, as ons kyk na, as jy na enige boek, ons het vanoggend gepraat van die boeke, Exodus is die tweede boek, weereens, dit kom van die Hebreëus af, en eintlik die Hebreëus praat nie van die Exodus nie, dit word 'n ander naam genoem, maar ons wat die skrifte ondersoek om na die wortels of die, gaan kyk to the roots where it all started, gaan so terwille van Kals 'n bietjie in Engels ook praat. We must go look who wrote this book. Ons weet dis die tweede boek wat Moses geskryf het. En Moses word deur God aangewys om die verlossingswerk te doen. Hy is nie die verlosser nie, hy is die een wat God as 'n agent gebruik. En kyk na Moses geskiedenis, ons kan meeste ken Moses se geskiedenis. Ons weet Moses was 40 jaar in die Egiptiese paleis. He was royalty. He was part of the royal family. Want sy aangenome ma was 'n prinses, wat vir Moses gekry in 'n visie, en hom daar uitgered het, en hom groot gemaak het. Maar dan sê ons, joh, dis daarom wat toevallig, ja, dis daarom, dis niks so, dat het nie gebeur nie. Dit was alles deur God in detail beplan. Dit moes so wees. Hy moes een van die prinse van Egipte word. Hy moes geleerdheid kry. Nou, ek wil nie julle moet verstrengel raak in teologiese terme, wat ons praat altyd van die skrif
die Pentateug, Moses se boeke as die letterlike historiese grammatiese hermeneutiek. Uitleg van die boek in sy konteks, waar dit gebeur, en as ons in geen boek in die Bybel kan ons ander goed intrek en daarby voeg, asof dit oorheers nie. Wat geskryf staan, is deur Moses geskryf in die letterlike historiese grammatiese uitleg. Hy weet ons, Moses verskyn in Exodus, hy is nêrens te vind in Genesis. Hy kom in Exodus, kom Moses na vore toe. 40 jaar is hy in die koninklike paleis. Wat doen hy daar? God het maar net vir Moses bederf. Dis hoekom hy vir 40 jaar 'n lekker lewe gehad het in die royal paleis. Nee. God het hom laat groot word daar, sodat hy alles oor die skryf letterkunde kan ontwikkel. Deur al die geslagte het God hom daar vir 40 jaar opleiding gegee. Wie leer 40 jaar? Ek meen die meeste van ons weet, meeste grade en goed is 3 jaar, of as jy lisensiaat, jy 4 jaar wat jy studeer. Moses is 40 jaar om te leer. Hy moes leer. Ek glo hy het die militêre kruiskuns ook geleer by hulle, want Egipte was die sterkste supermoondheid in die tyd van Moses. Jy kan in die geskiedenis gaan lees, daar was geen moondheid wat Egipte nie oorwin het, soos die Romeine later gekom het, soos ons vandag Amerika, supermoondheid. Militêr, die sterkste, met die meeste strydwaans. Hierin word Moses die groot gemaak vir 40 jaar. En dan word hy gebruik as die een wat hulle moes verlos uit Egipte land uit. Hy is die een wat God gesê het, ek roep jou en jou broer Aaron. Hy sal wees soos 'n profeet, jy sal soos 'n God wees, Moses. Julle sal vir die Israeliete gaan sê, want hulle ken my nie. Hulle het nie 'n idee wie Jahwe was nie. Hulle het nie 'n vaagste benul wie Jahwe is nie. Hulle weet nie daar is 'n God van ons vaders Abraham, Isak en Jakob, maar hulle ken nie vir Jahwe nie. En Jahwe openbaar hom in hierdie na 40 jaar wat Moses moes vlug uit die Egiptiese paleis uit, omdat hy 'n man doodgeslaan het en hy uitgevang is deur sy eie volk, vlug hy en nou is hy vir 40 jaar verder word hy opgelei. Waar? In die woestyn. Om te weet hoe werk mense, hoe lewe mense in die woestyn. Wat eet mense in die woestyn? Staan die kos is. Waar kry jy water in die woestyn? En ook, hy het nou reeds, hy is opgelei as 'n generaal amper in die Egiptiese leer. Hy word alles geleer, hy weet hoe die hierogliewe werk, die skryfkuns van, want dit kom baie ooreen. En die oorspronklike Hebreëus is soos diertjies en goed dat jy kan verstaan. En hy word in hierdie taal opgerig, sodat hy vir ons die 5 boeke kan skryf. Nou gaan hy woestyn toe vir 40 jaar, en hy bly daar in ballingskap in 40 jaar, totdat hy gedink het, ek is nou oorspronklik uit my comfort zone in Egipte, en nou in hierdie woestyn vir 40 jaar, arme ek, hoekom is ek in hierdie woestyn? Sodat hy alles kan leer oor die woestyn. En as hy in sy gemaksone, in comfort zone ingaan, en sê God, kom Moses, dis tyd. Dis tyd. Ek weet jy is al 80 jaar Moses, maar kom, dis tyd. My volk roep en kreun onder die juk van slawerny, van 'n wrede farao, kry swaar. Ek het hulle geroep gehoor, ek het afkom, ek gehoor hoe roep hulle na my, Moses, ek stel jou aan, Moses, om hulle uit te lei uit slawerny na vryheid toe. As ons kyk na die nagmaal waar dit kom van Pasga af, moet ons altyd onthou die Pasga is eintlik nie volledig sonder die Exodus nie. Want dit het geen doel om net diere lang van jare oud te slag en hulle bloed te smeer en dan in Egipte te bly. Dan moes 'n Exodus volg. Dit moet volg, net soos Jesus se dood word gekoppel aan sy opstanding.
Want Paulus sê inderdaad, as ons net glo dat hy gesterf het, is ons die mees ellendigste van alle mense, en hy het nie opgestaan nie, beteken uiteindelik niks nie. Ons glo hy het opgestaan. Dis twee wat jy nie kan uitmekaar uithaal nie. Jesus se dood en Jesus se opstanding. Net so die Pasga, Jesus se dood en die opstanding. Jesus staan, wat ons hier eintlik doen met die nagmaal, ons erken dat Christus in ons opgestaan het. Maar ons vergeet baie keer die woord Exodus, die uitgang. Dis wat hy bedoel in vers 24 tot 27 sê, hierdie is iets, Exodus 12, 24 tot 27, het ons al na kyk. Hy sê, onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Wat bedoel hy? Hulle doen dit in Israel, doen nie meer. Ek weet nie of hulle nog ooit lamme slag op die Pasga, tydens die Pasga nie. En brood eet nie. Dit is vir ewig, die gedagte wat Moses inbring, dit gaan vir ewig duur. Selfs in die hemel gaan ons eendag nagmaal hou. En ek hoop jy gaan daar ook vir ons lekker brood bak vir die nagmaal wat ons daar gaan hou. Maar ek dink die engele is nogal redelik goed bevoeg om dit te doen. En die wyn wat Jesus gemaak het by Kanaan is fantastiese wyn wat ons gaan geniet vir ewig. Dis wat hy sê, dit moet vir ewig deur julle onderhou word. Want hier praat hy profeties van die geslagte wat sal kom, Abraham se kinders wat sal kom. En vers 26 van hoofstuk 12 het, as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Wat is dit dan wat ons hier hou? Dan moet julle sê, dis 'n paasoffer aan die Here, wat hy by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het, toe hy die volk in aanbidding neergebuig. Alles praat hier klaar van Jesus. Exodus praat van Jesus. Dis 'n paasoffer aan die Here. Wie is 'n paasoffer aan die Here? 'n lammetjie wat nie weet wat links en regs is nie, wat agter sy ma aanloop en deur drade klim. Nee, daai lammetjie het geen benul wat hy doen nie. Die ware lam van God is Jesus Christus, wat ons volg. Deur die bloed van die lam word ons vrygemaak, bevry. Onderhou dit, soos ons sê 42, twee keer, onderhou dit plegtig, eerbiedig, onderhou dit. Die mense het neergebuig toe hulle hoor, en toe hulle van Moses hoor, dat daar 'n redder is, en sy naam is Jahweh, en hy gaan hulle beloftes laat vervul. Wat se beloftes het God gemaak aan Abraham, hulle voorvader? Eksodus 15, ek sal vir jou, Abraham, 'n groot geslag maak, 'n groot generasie, soos die sterre van die hemel en die sand van die see gaan ek jou maak, Abraham. Maar Abraham het nie as 'n kind nie. Maar hy het geglo. En God het gesê, ek gaan vir jou ook, gaan jou rykdom gee, en ek sal dat nasies jou eer. Ek gaan jou seën, en ek gaan jou nageslag seën, en ek gee vir hulle 'n land, ek gaan vir hulle 'n land gee. Deur wie? Deur Moses, die agent Moses. Hy moet hulle op 'n Exodus lei na die land van die belofte wat beloof is aan Abraham, Isak en Jakob. Hy gee vir julle 'n groot land. Nou word Moses opgerig. Nou stel Jahweh hom aan. En nou skryf Moses natuurlik vir ons die 5 boeke in daardie na die tyd wat hy geleer het. Maar op die oomblik in die konteks is die arme Israel nog steeds in maksimum gevangenis. Hulle word deur Farao, Ramses is sy naam, is een, al die baie Farao's is genoem, Ramses 1, 2, 3. Hy is 'n wrede koning, hy plaas hulle onder slawerny, en God wil hulle uitbring uit hierdie maksimum gevangenis. Ek dink mense ken almal al gehoor van Alcatraz, né? Die Amerikaanse maksimum gevangenis. Egipte was vir hulle erger as Alcatraz. Want hulle moes as slawe werk. Niemand werk in die tronk swaar so slawe nie. Hulle moes uit niks amper bakstene gaan maak het op die ou einde. 'n wrede. En ons moet ook kyk na die grootheid van Egipte as ons wil verstaan hoe groot die redding is. Want as die Egiptiese geskiedenis leer 1500 voor Christus, hierdie supermag wat die hele wêreld amper in daai tyd oorwin het,
Farao was so 'n groot God geweest, want dat glo Farao kom by sy paleis uit, gaan staan op die stoep, dan beveel hy Ra, die songod, om op te kom. Net wanneer hy bevel gee aan Ra, die songod, mag die son uitkom. Nee. Amper soos die politici vandag as hulle sê goed gebeur dit. Maar Ra was 'n ondergod van die groot Farao, en daarom het hy geen ooghare gehad vir hierdie Moses en hierdie volk wat wil vrylating hê nie. God berei hom voor, ons weet, Hebreërs 11 vers 23 sê, omdat toe Moses 3 maande oud was, het God sy ouers hom weggesteek, want hy moes saam met al die Hebreëse kindertjies verhoor word, Moses. Dit was die weg wat hy moes gaan. Maar sy ouers gaan steek hom weg. Dit is God se plan. Dit is God, ek sonder my diensknegt af, hy moet nog my volk, die kinders van Abraham, Isak en Jakob uitlei in verlossing. Dit sal kom. Ons sê altyd, God might be slow, but he's never late. Op die regte tyd gaan Moses kom hy terug van die woestyn af. Gaan konfronteer hy die groot God van Egipte. My so mooi, onthou ons praat van Johannes wat 10 keer in die eerste 2 hoofstukke praat van ek skryf aan julle. Skryf aan julle kinders, ek skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle jong mense, ek skryf aan julle, ek het aan julle geskryf. Die skryfkuns deur Moses is wat ons vandag kan ons uit Exodus gaan lees, omdat God hom laat skryf het. Skryf, sodat 'n neergeskrewe getuienis is. Dis hoekom ons steur aan al die boeke, veral ook aan Moses se geskryf, omdat dit 'n geskrewe geskiedenis is wat God vir ons vertel hoe hy die groot Farao verneder het, sodat hulle op 'n Exodus kan gaan. Want na die Pasga kom die Exodus. In hierdie kort inleiding tot Exodus het ons volgende nag maar verder na sal kyk van die bedoeling van die Exodus. Wil ek tog julle net saam met my kyk na wat Susie vir ons gelees het, en spesifiek na Lukas 9 vers 31. Wat gebeur in Lukas 9? Jesus word verheerlik op die berg. Hy vat 3 disippels. Hy vat vir Petrus, Jakobus en Johannes op na die berg. Dan verander hy in gedaante. Party mense sê is pre-incarnate glory. Sal sê is ons hy post glory na hy opgevaar het. Hy word so helder dat hulle kan dit nie die woorde in Grieks beskryf hoe helder word Jesus verheerlik soos hy is en wat hy werklik is in sy godheid. En ons weet wat doen Petrus, hy wil sommer 'n hutte bou vir almal nou hier vir ewig kan bly hier op die berg by Jesus. Dit is te lekker hier op die berg. Hier wil ons bly. Dis lekker hier. Maar dan kom 2 figure uit die Ou Testament uit, Moses en Elia. Ons praat altyd, Jesus praat uit van Moses en die profete. Hoof van die profete Elia. Moses en Elia. Maar wat gebeur in die gedeelte in Lukas? Waaroor praat Moses en Elia met Jesus? Of waaroor praat Jesus met hulle? Jou na daardie gedeeltjie gekyk. En dit kom nie in die ander evangelies voor nie, maar Lukas meld dit wel. Luke 9 vers 31. Waaroor gaan die bespreking? Kan ek dit vir julle net weer lees? Dit sê, hulle het in die heerlikheid verskyn en van sy Exodus gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Dis Grieks daar. Sy Exodus wat hy sou volbring. Gaan dit oor sy verlossing deur Moses en die volk Israel? In die konteks waarvan praat Jesus van sy Exodus? Na sy bloed gestort word, gaan hy uit Jerusalem. Hy het ingekom, hy is verwerp. Nou sal hy geslag word soos 'n lam. Gaan hy Jerusalem uitverlaat. Hoekom? Hy gaan ons 'n plek voorberei in die nuwe Jerusalem. Van die nuwe Jerusalem ons
Hy praat van sy Exodus, sy uitgang uit die land, ander kan sê uit die land van die sterwendes, want baie mense sê ons woon in die land van die lewendes, ons gaan as ons sterf gaan ons na die land van die dooies. Het jy dit al gehoor, né? Newton wat daai mooi liedjie gesing het, sê vir sy skriba op sy sterfbed, skryf, liewe vriende, familie, I am about to depart the land of the living to go to the land of the... Hy sê, wow, stop daar, moet nie verder skryf. I repeat, dear friends, beloved, I am leaving the land of the dying to go to the land of the living. Omgekeerd. Jesus verlaat deur 'n uittog. Hy vat sy volk saam met hom in Exodus, vat hy sy uitgang, begin, alreeds daar begin. Ons het Psalm 84 ook van gepraat, wat Jesus is op 'n uittog. Onthou Psalm 84 sê, welgelukkig salig is hulle in die hart die gebaande wees, in die hart die gebaande wees. As hulle deur 'n droë laag te trek, maak hulle fonteinland. Hulle gaan van krag tot krag. Praat van Jesus se uittog met sy volk. Hy self is die water in die woestyn wat sy volk voed. Hy is die een wat sy volk se dors nes deur water uit die rots. Daardie rots, hy is die rots wat die water gee. Jesus sê, ek is die water. Ek gee water van die lewe. Ek sal julle in die woestyn onderhou. Kom ons terug na die skaduwee van Jesus se verlossing van sy volk. Hy trek uit Jerusalem uit, maar hy saam met sy volk uit Egipte getrek, die land van slawerny trek hy uit. Nou trek hy voor sy mense uit. Nou, hy het gesterf, sodat hy vir ons 'n herder kan wees, sodat hy voor ons kan uittrek, en dis waar ons die toepassing kan trek onmiddellik. Ons word ook slegs hulle wat gewas is in die bloed van die lam kan eintlik deelneem aan die Pasga, die nagmaal. As ons nie gemerk is deur die bloed van die lam nie, is ons verlore. So op pad hel toe. Op hierdie aarde is hulle nog steeds in Egipte, hulle is nog steeds mense wat aanhou sonde doen, is in Egipte verslaaf aan Egipte, soos die Israeliete sê, Moses, vat ons terug na Egipte. Daar was soveel lekker kos en komkommers en vis. Moses, vat ons terug. Baie Christene is op dieselfde. Hulle wil teruggaan na die wêreld toe. Hulle harte is nog in Egipte. Hulle sê, Solomon het gesê, to God one day to take his people out of Egypt, but it took 40 years to take Egypt out of them. Baie mense is nog in slawerny van sonde en gewoontes, soos ons kyk het na Johannes wat sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Hy is in Egipte. Some people don't even know that they are still in Egypt. They don't know they are slaves. Selfs die Fariseërs sê vir Jesus, ons is nie slawe nie, ons is kinders van Abraham. Hy sê, nee, verstaan nie, as jy die sonde doen, is jy 'n slaaf van sonde. Is jy nog in Egipte? Jy weet dit nie. You are still in Egypt. Jy gaan nie Egipte, as jou hart is nog van Egipte, buite, agter Jesus, maar die hart is nog vol van Egipte. Ons moet kyk by die nagmaal. Waarom word Jesus genoem? Die Engels spesifiek sê, noem hom Jesus. Want die woord beteken die redder van God. Hy wil mense uit Egipte bring. Hy wil Egipte uit mense uitneem. Maar as ons nie gemerk is as sy eiendom nie, neem ons net aan die nagmaal deel. Ons net sowel sê, as ons die nagmaal hou, ek staan op, ek gaan buitekant toe, ek is nie deel daarvan nie. Ek wil nie deel daarvan wees nie. Want ek verkies maar nog steeds Egipte se slawerny, is vir my die lekkerste van die lekker. Ander glo hulle is gemerk, maar hulle is nog nie gemerk eers deur die bloed van die lam. Ons volstaan net hulle wat gemerk is, deel is van die sterre, volk so sterre van die hemel en sand van die see, who's really following Christ according to Psalm 84. Volg hom, sal hy voorsien. Daar kom moeilike dae. Ons almal ken moeilike dae. Ek weet daar's nie een van julle wat nie moeilikheid al met siekte of probleme of met karre en wat ook al gehad het. Maar hy beloof hy sal vir ons in die woestyn. Ons is op pad in die woestyn. Hierdie is 'n woestyn.
kan nie verstaan hoekom die mense so lief is vir die wêreld en sy dinge nie. Dit is 'n woestyn. Jy weet wat is noem dit in die woestyn as jy daai water speel, die kry so in die woestyn lyk dit soos water, maar daar is nie water. Die wêreld lyk soos vol water, plesier en genieting. Ons almal sterf in die woestyn, as ons nie deel is van Christus nie. Ons siele sal lê daar verdor in die son en ons sal word soos die woestyn, ons sal saam word. Omdat ons lief is vir die woestyn. Die Here sê, kom uit die woestyn uit. Ek sal julle lei. Ja, moeilike tye, moeilike dae, challenges, too many. Maar hy sê, ek sal jou voed. Ek sal vir jou water. Ek is die water van jou. Ek is die brood van jou. Wat anders het jy nodig? Ek het 'n gedeelte oor van Eksodus wat hy sê, en hy het gestuur vir hulle vir die nag 'n vuurkolom, vir die nag 'n vuurkolom en die dag het hy vir hulle 'n wolkkolom gegee. Dit is nie lekker om saam met hom te trek nie. Dit is so verskriklik warm as die son brand jou dood, het hy gemaak 'n wolkkolom vir hulle. As dit donker is en hy sê trek, het hy vir hulle 'n vuurkolom gestuur. Dis in die woestyn. In die woestyn het hy vir hulle voorsien. Maar was uit Eksodus. Hulle moes op Eksodus gaan, saam met hom. Net so het hy uit Jerusalem gegaan, om voor ons uit te trek, na die beloofde land. Sal hy ons versaak? Sal hy omkom in die woestyn? Nee. Die geskiedenis dat hy mense lei in die woestyn? Ja. Gaan lees Moses se boeke. Oor hoe hulle gelei is in die woestyn. Mag die Here vir ons seën as ons deelneem dan aan die nagmaal. Maar ek gaan vir ons 'n kort gebed doen. Theopeer sê vir ons die lied kan sing. Ek het al daaraan gedink, ek wil nie voor ons elke se lekker kos eet of ons nie sommer daarvan ook moet van die brood neem. Jy kan nou eet van die brood. Jy doen die belydenis, maar wil jy vir my weer Jesaja 53 net vir ons lees van die evangelie in die Ou Testament. Maar dit is waaroor dit gaan. As jy die brood sien, moet jy sien die volk wat 40 jaar manna geëet het. Jesus is die manna. Dis wat hulle gesê het. Hulle het manna geëet in die woestyn. Hulle het uit die rots gedrink in die woestyn. Hulle het hierdie woestyn gegaan tot in die beloofde land. Ons sal volgende kyk wat van die Exodus waar en where does the Exodus end? Mag die Here ons seën. Ek dink net voor wil eers vir ons Jesaja 53. Dan kan ons voor ons die nagmaal kan ons die liedjie saam sing. Ons nee, wag net te klaar. Luister mooi na hom by die luister na Jesaja. Nie na hom by die luister na Jesaja. Jesaja 53, soos julle weet, is dit 'n profesie wat Jesaja omtrent Jesus gemaak het 8 eeue voordat dit werklik gebeur het. En dit is nou ook die toets van 'n ware profeet. Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loods voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op ons geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verwysel. En die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk
en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydsgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwyl van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel word, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Sover. Baie dankie om Willie. Ons sê weer eens, dit is nie tafel van die Baptiste kerk nie. Nou om Willie, dit is die tafel van die Here. So, of jy deel is, lidmaat is, besoeker is, hier is, dit is die tafel van die Here waar ons gaan deel neem. Om Willie kan maar by ons staan, en ons ek kan 'n gebed doen, dan gaan ons die nagmaalslied speel. Vader, ons dankie dat ons na U toe kan kom, en Here, dis waaroor die Exodus gaan. Dis wat Jesus aan Elia en Here vir U knegt Moses gesê het op die berg, dat jy op 'n Exodus gaan. Dat jy as jy klaar U lewe afgelê het, soos Jesaja praat van die verbryseling, die veragting, vir die vernedering, gaan U, Here, die volk neem op 'n Exodus na die nuwe Jerusalem, die nuwe regte Kanaan in die hemel. Dankie daarvoor, Here. Seën ons as ons gebruik deel daarin in Jesus naam. Amen. Dan vir ons lied speel, dan gaan ons vir broer Hendrik bid, vra dat hy vir die brood, seën van die brood bid, nie net vir die brood, maar vir die brood ook. En dan moet Marie sal vir ons bid vir die gemeente van die gebruikersaal. Jy kan bly sit as jy wil. Maar in die hart moet staan of sit dink aan die woorde en skryf saam daarmee. En die boodschap is de Christus wat
Amen. Dit die begeertes van die hart plekloos vir ons te staan, die Heilige Gees gaan dit doen. Nee, ek hier van ons van alles ongeregtigheid. Byna broer Hendrik, ons bid vir die breek en jy moet dit self breek. Ek breek nie, want my hande is nie higienies nie. So jy skeer vir die stuk, net so groot as wat jy dink jy sal kan eet. Maar los net daar staat die agterste mense daarom oor is, maar broer Hendrik, ons bid vir die neem van die brood, Jesus se liggaam voorstel. Vader, ja, ons vereenselwig so met die woorde van die lied. U ken ons harte, u weet wat in ons harte woon, u ken ons stryd met die vlees, met die sonde, want niks is vir u verborgen nie. Maar dankie dat ons in die geleentheid soos hierdie kan dink wat u vir ons gedoen het. As ons die brood neem, as ons die brood breek, dat u liggaam gebreek is om versoening te maak vir ons elkeen as individu by die naam. Dankie daarvoor ons terug, soos wat u vir ons sê, dat die gebeure in herinnering sal roep om te weet wat het u as Vader gekos het en wat het u as Seun gekos het om die beker te drink, die beker van die sonde en die vernietiging daarvan. Dankie, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Paulus in 1 Korintiërs 11 dat hy die voorskrifte vir die nagmaal gee en dan sê hy wat aan my oorgelewer is, ek ook aan julle verkondig of julle gedeel that in the night that Jesus was betrayed, he took bread, het saam geëet, en die brood gebreek. My brood is gewoon 'n cracklings, maar dit is gaan oor die breek van die brood en hy sê neem, eers opreg neem dit. As dit nie neem nie, is nie deel van nie. Neem, eet. En dit is my liggaam, die voorstelling van my liggaam wat vir julle, oor julle, die Grieks is nogal ryk, oor julle, vir julle, namens julle gebreek word. Dis my liggaam vir julle gebreek. Neem, eet dit so dikwels as wat julle by mekaar kom tot my gedagtenis, want as julle dit doen, verkondig julle my dood. Die breek van die brood is Jesus se dood. Hy is gebreek vir ons. En wil het ons gelees, Jesaja 53 is terwille van ons oortreding en sy deurboor ons ongeregtigheid verbrysel. Hy is amper tot niet gemaak, 'n stuk vleis wat in 'n kruis hang vir ons sonde. Nie vir sy, ons sonde. Sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom wat deel is met Exodus. Almal geneem van die brood. Ek het niemand oorgeslaan nie, want een keer het ek die reg gekry. Ja, nie meer. Ek wil nog maar nie gevra. Goeie ding, né? Ja. Ons neem saam.
Jesus het ook die beker geneem, verwysing na die beker van God se wraak, simbolies God se wraak, en hy het dit geneem en vir hulle gegee en gesê, die opdrag is, drink, dit ook, gereeld, tot my gedagtenis, met my bloed vir julle gestort, die bloed van die nuwe testament. Dit is 'n nuwe bedeling, 'n nuwe testament. 'n nuwe Here wat uitgaan, soos 'n nuwe lewe wat kom deur Jesus. So neem van die vrug van die druiwesap, wat ook 'n teken is van die verbond wat Jesus gemaak het deur sy bloed. En hulle wat gewas word gereinig. En as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle sondes te reinig. Deur sy bloed, deur sy bloed wat hy ons reinig. Dankie om vir ons kan Magtige God en Hemelse Vader, wat die geleentheid wat ons het om môre weer te kan aansit by die tafel van die Here Jesus Christus. En ons doen, Here, word ons daar aan herinner, dat U inderdaad die wêreld so lief gehad, dat die enige gebore seun gegee het. Elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ons weet, Here, U het U seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ons kan maar net bely dat ons nie eintlik kan verstaan waarom U ten spyte van ons gevalle en gebroke en sondige toestand nog altyd met ons bemoeienis gemaak het oor al die eeue en oor al die generasies heen. En uiteindelik het U seun na hierdie wêreld toe gestuur in die gestalte van 'n mens, in die gestalte van 'n diensknegt aan die kruis van ons sondes te sterf. Here, ons dankie dan ook vir hierdie vrug van die wynstok, wat die simbool is van die bloed wat Jesus vir ons gestort het. Jesus self het gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Here, en dan dankie dat ons by die gebruik hiervan weer herinner kan word aan die ontsettende prys wat Jesus vir elkeen van ons betaal het aan die kruis. Nie daarvoor was die Here, sou ons verlore ewigheid binne gegaan het. Ons dankie nogmaals vir Jesus, die weg en die waarheid en die lewe. Die enigste weg en waarheid en lewe. Amen. As ons Ja, hierdie keer gaan ek nie begin. As ons klaar gedrink het en ons kan ons dadelik oorgaan na die eerste sheet, soos hulle nie gebruikstyd gedoen het, kan ons verder ons koinonia geniet deur saam te eet. Almal wat hier is uitgenooi, as jy nie betaal, ons het ekstra koop vir julle. Ons geweet, as kinders kom en gaan mense wees wat nie kan die stadium bybring, of wat ook al nie is, meer as welkom, daar is genoeg. Elder kan getuig daarvan, sy dit gemaak. En sy en Maggie en Giselle is ruimhartige mense, so. Sê ook baie dankie vir al die mooi blomme. Ek staan hier nie meer daar nie, dis ook Elder en die Bosje se idee. Ek staan hier, ek sal volgende keer 'n waier saambring, so as daar nie 'n wind is nie. Kom ons neem plegtig deel aan die vrug van die druiwe, rooi druiwe, iemand kan hem wil nie. Niemand gemis nie, nee. Kom ons dink aan Jesus se bloed wat ons geregtigheid bewerk. Here, seën die nagmaal, seën ook ons namaal wat ons gaan neem. In Jesus naam, amen. Kan ek maar hierso afsit? Ja.